Ek het vandag iets wat ek baie swaar op my hart het, wat ek besluit het ek wil sommer net 'n kort video gaan opneem. Hoop dit gaan kort wees. En dit is dat ek wonder of die mensdom vandag nog in 2026 'n evangelisasie hart het. Het ons nog 'n koninkryksvisie en wil ons nog siele vir die Here wen? Nou daar's verskillende maniere om iemand te benader. Daar's verskillende maniere om 'n siel vir die Here te wen. En ek gaan dalk iets baie riskant sê vandag en voor julle daar in die comment section julle hartseer stories vir my skryf oor hoe sleg die kerk is en wat die kerk al verkeerd gedoen het. Dan wil ek vir sê oud pastoriekind, as jy verskoning soek hoekom nie jy wil kerk toe gaan nie, WhatsApp Max of jy baie verskonings sê, ek het hulle al almal gehoor. Daar is regtig genoeg verskonings hoekom jy nie van 'n kerk kan hou nie of nie wil kerk toe gaan nie. Ek weet nie of hulle almal geldig is nie, ek twyfel. Maar dis nie waar ek vandag wil praat nie. Ek wil nie vandag praat, moet jy kerk toe gaan, moet jy nie kerk toe gaan nie. Ek wil net vandag sê my persoonlike ondervinding reg oor Suid-Afrika, wanneer ek mense bedien en met mense praat, dan kom 'n groot deel van die mensdom nog steeds tot bekering binne 'n kerk. En ons kan daaroor stry, ons kan sê net wat ons wil vandag. Ja, jy kan in 'n kroeg tot bekering kom, jy kan langs die sypaadjie tot bekering kom, jy kan by jou huis tot bekering kom. Maar ons mag nooit dit onderskat hoe baie mense hulle saak met die Here regmaak binne 'n kerk nie. Nou hier's my hart vandag. Ek is 'n gospelsangeres en ek is voltyds in die ministry al vanaf ek 7 jaar oud is, 30 jaar nou voltyds vanaf ek 'n volwasse vrou is en getroud is. En ek wil vandag 'n beroep op mense doen hoe om uit te reik en mense dalk weer net na die huis van die Here te nooi. Nou wonder jy dalk nou maar waar kom Tanya nou vandaan? Ek dink ek het iets ervaar die afgelope tyd met spesifiek my boektoer, die launches van my boek. Nou my boektoer is nie kerkgebonde nie, dis nie spesifiek by 'n spesifieke gemeente nie. Maar ek het agtergekom hoe nooi ons baie keer mense en hoe motiveer ons mense om iets vir die Here by te woon. As jy hoor wêreldlinge partykeer praat en mekaar uitnooi om byvoorbeeld 'n barnyard show te gaan kyk of een of ander party ding by te woon. Die entoesiasme waarmee hulle mekaar oortuig om te kom. Die hulle mekaar gaan oplaai en sê jy gaan nie hierdie mis nie. Jy's my chommy. Ons gaan almal saam en ons gaan 'n lekker tyd hê. En die ywer waarmee die wêreld partykeer hulle goed aanbied en mense saam sleep na al hulle goedjies toe wat hulle aanbied. Maak my partykeer hartseer as ek sien dat wanneer dit by die Here se goed kom, dan doen ons dit so sies tog shame. En vroeë jare, dit is 'n ondervinding wat ek gehad het, sal mense sê, maar ons het baie mense genooi na hierdie gospel ding toe, of na hierdie kerk toe, of na hierdie vroue funksie toe. En dan vroeë jare as jy mense gevra het, nou hoe het jy mense genooi, as hulle sê, ons het 10,000 pamfletjies by die robot uitgedeel. Nou ek kon al daai jare vir mense sê dit werk nie. Mense lees nie pamfletjies nie, hulle gooi dit weg. Hulle vat dit maar net met hulle jou jammer kry in die venster en verder gooi dit weg. Dankie tog ons het oor aanbeweeg met dit. Die nuwe vorm van pamfletjies uitdeel is, ek het dit op my status gesit. Ek het dit gepost, ek het dit geshare. En dit is wonderlik, glo my, ek post en share ook alles wat vir my belangrik is, want sosiale media is tog die ding wat mense deesdae daarom baie effektief na kyk. Maar nou word ons gebombardeer met soveel goed op Facebook en soveel goed op statusse, dat ek kom al meer agter mense lees in elk geval nie meer die goed, hulle maak nie fotootjies oop nie, jy kan vir 20 chommies 'n videoetjie aanstuur of 'n fotootjie aanstuur en miskien gaan 5 daarna kyk. Wat mis ons kinders van die Here die afgelope tyd? En ek dink dis daai persoonlike entoesiasme. En ek wil vandag vir elke vrou wat spesifiek met my boek launch toer, mense met entoesiasme persoonlik genooi het. Verskriklik dankie sê, ek kan dit sien. Ek kan dit sien by elke funksie waar kom, waar mense persoonlik betrokke geraak het. En ek wil vra vandag, vir my persoonlik, ons het nou nog 'n paar boekvrystellings. Ons het nou Saterdag die 23ste Mei, dis nou om die draai in Benoni 1 in die Oosrand 1. En ek nooi julle persoonlik uit, dames. Julle gaan dit so geniet. Ons gaan lag, ek gaan vir julle sing, ons gaan koek eet, ons gaan koffie drink, maar weer wat meer nog, die Here gaan ons ook aanraak. Ons gaan mekaar bedien ook en ons gaan anders daar uitstap as wat ons ingekom het. En ek wil jou entoesiasties sê vandag dat my splinternuwe boek Duur betaal is 'n message wat sê dat God se liefde oorweldigend is en dat hy ons kom ontmoet op die plek waar ons is. My nuwe boek Duur betaal is nie 'n
ons wonder waaroor gaan die storie nie. Dis 'n storieboek met 'n lekker goed vol storie, maar dit gaan nommer 1 oor Jesus Christus. En so wil ek jou entoesiasties nooi. En ek wil jou entoesiasties nooi na die 30ste Mei, Pretoria se boekvrystelling. Ons gaan dit aanbied saam met Susan Botha van Pretoria FM. Ek wil julle entoesiasties nooi na die 6de Junie in Rustenburg. Rustenburg dames, julle is die coolste dames. Julle Noordwes dames skrik vir niks nie. Nooi jou vriendin, bring jou ma, jou sussie en jou tannie en jou skoonma en jou buurvrou almal saam. Die 8 Augustus het ons in Kapega Park in die Oos-Kaap ene. Julle Oos-Kaap dames, julle is die greatste van die greatste. Julle vat 'n ding en ek het gesien toe ons die datum launch was daar klaar al besprekings gewees. Dankie dat julle mense nooi. Dis wat ek vandag vir mense wil sê. Kom ons begin weer mekaar entoesiasties nooi. As jy iemand het wat ver van die Here af is. Baie keer het mense regtig, en ek wil nie dit ligtelik maak nie. Mense het baie keer baie seer in die kerk gekry. Die mense in die kerk is nie volmaak nie, hulle is nie engeltjies nie. Pastore en dominees is ook net mense. En ek acknowledge dat daar baie keer regtig pyn gekoppel is aan die huis van die Here en dat jy dalk nie in die huis van die Here welkom voel nie. Maar weet jy, ek het so 'n ou grappie en boodskap wat ek jare terug gebring het. As jy baie lief is vir die Checkers, die naaste aan jou huis, en iemand het met 'n trolley agter jou op jou haksteen geconnect met 'n trolley, dan is jy kwaad vir die persoon wat jy geconnect het met die trolley. Jy sê nie, ek gaan nooit weer Checkers toe gaan nie. Checkers is in elk geval die naaste in jou huis, jy is nie so stupid om nie so toe te wil gaan nie. Maar die oomblik wat ons in die kerk seer kry, dan is ons amper so bly, ek het 'n verskoning hoekom ek nie moeite hoef te doen om na die huis van die Here te gaan nie. Dis jou persoonlike keuse, niemand dwing jou om kerk toe te gaan nie. Moet my ook nie probeer beïnvloed om nie kerk toe te gaan nie. Ek's lief vir die huis van die Here en ek het soveel mooi goed al ervaar en dis interessant dat wanneer mense seer kry, regtig seer kry of hulle slat rock bottom, hoe vinnig hulle ook die pastoor en die dominee se nommer soek. En dit sê nie ons is volmaak nie, dit sê nie die mense in die bediening is volmaak nie. Maar ek is lief vir mense, maar ek is baie lief ook vir die huis van die Here. En ek wil ons net weer aanmoedig, dalk wonder jy nou waaroor het hierdie video gegaan. Natuurlik het dit gegaan oor boekvrystellings. Ek gaan nie skynheilig wees nie, maar dit gaan ook vandag. Ek het agtergekom ons nooi nie meer mekaar persoonlik nie. Ons is nie meer personal geconnect met mekaar nie. Dis net soveel makliker om gou-gou 'n fotootjie of 'n voice note te stuur wat ook al. Ek self is baie lief daarvoor. Ek's guilty. Maar kom ons gaan in hierdie tweede helfte van 2026 en kom ons connect weer met mekaar. En kom ons leer bietjie by die wêreldlinge hoe hulle goed promoveer en hoe hulle mekaar goed nooi. Ek hoop ek sien julle die 23ste Mei in die Oosrand, die 30ste Mei in Pretoria, die 6de Junie in Rustenburg en dan die 8ste Augustus in die Oos-Kaap. Dis nou net my boekbekendstellings, daar's nog tonne ander optredes ook. En nou wil ek net afsluit. Ons het Randfontein die 16de Mei gehad. En girls, julle het my nie teleurgestel nie. Dit was ongelooflik. Dankie vir julle liefde. Dankie vir julle ondersteuning. Ek dink ons het fantastiese memories gemaak die 16de Mei. Ek's lief vir julle en pas julle mooi op en julle moet 'n wonderlike geseënde week verder hê.